Hartlik goeiedag, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, lieve vriende, wanneer ons seekoeie in die water sien en daar's nog net hierdie oogies of die oortjies wat uitsteek, dan is dit baie moeilik seker om die grootte te bepaal en ons mag dalk aangenaam verras wees oor hoe groot 'n seekoei dan regtig is. 'n Bul weeg ongeveer 1500 kg en 'n koei 1300 kg. Alhoewel hulle baie kort beentjies het, kan hulle spoed van tot 40 km/h hardloop. Hulle word gewoonlik gejag vir hulle vleis en dan ook vir die voortande wat hulle dan ook besit. So, liewe vriende, wil ons vanoggend met u vir u 'n vraag vra. Dit is: het u die ewige lewe ontvang? En dis seker 'n baie belangrike ding om te weet dat u die ewige lewe het, liewe vriende. Ja, daar is 'n ewige lewe. En ons kan sekerlik vra, wie gee die ewige lewe? En dit is wat ons in hierdie oggend so 'n bietjie eintlik wil hanteer, wie die ewige lewe gee. En ek dink jy ken die antwoord, dit kan net die Here Jesus Christus wees. Net God kan die ewige lewe gee, liewe vriende. Daar is nie 'n fontein wat jy hoef te ontdek of een of ander room of een of ander versorgingsmiddel wat jy moet aanwend nie. Nee, daar is nie so iets nie. Want die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dan is jy of vir ewig in die ewige dood, die hel, of jy's in die hemel, die ewige lewe wat die Here kom gee. Nou, Jesus is die gewer van die ewige lewe, liewe vriende. Johannes 10 vers 28 sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En hoe wonderlik is hierdie teksvers dan: die Here gee die ewige lewe, die versekering wat daar is, ons sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid. Dis die tydperk, liewe vriende, wat ons nie verlore sal gaan nie. En dan die verdere versekering: niemand sal hulle uit my hand ruk, niemand kan ons uit die hand van Jesus ruk. Nie die duiwel nie, nie onsself nie, nie ander mense nie. Die Here hou ons in sy hand wanneer ons wederbaar is, wanneer ons nuut gemaak is, wanneer ons 'n kind van die Here geword het. Dis belangrik om te sien dat die teks vooraf in Johannes 10 vers 26 sê: maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En hier is die duidelike onderskeid wat daar is, liewe vriende. Hier is twee groepe. Die een wat nie die ewige lewe het nie, en die ander wat die ewige lewe het. Die wat nie die ewige lewe het nie, is hulle wat Jesus nie geglo het nie en wat die Here nie na sy stem geluister het nie. Die wat die ewige lewe het, het geluister na die stem van die Here. Hulle het na die Here toe gekom, hulle ken die Here en nou baie belangrik, hulle volg die Here ook. Dis nie net iemand wat godsdienstig is nie, dis iemand wat weet ek het die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker en ons in 'n lewende verhouding met die Here. Johannes 17 vers 2 sê: soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. So nog 'n keer word daar in die woord van die Here verwys na hierdie saak, dat dis die Here Jesus wat die ewige lewe gee. God die Vader het dit aan God die Seun gegee om die ewige lewe aan mense te gee. En liewe vriende, en hier is waar dit baie belangrik is, dat u moet weet dat u dit van Jesus ontvang het. En die enigste wys om dit van Jesus te ontvang, is om hom aan te neem as die verlosser en saligmaker, om sy versoening aan te neem en sekerlik na hom toe te kom en te vra dat hy u sy kind sal maak en die sonde vergewe. Die teks net daarna in Johannes 17 vers 3 sê: en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. So, liewe vriende, die ewige lewe kan nie verdien word nie, ons kan nie daarvoor werk nie. Dis om in 'n verhouding met Jesus te kom, met God te kom, om Jesus aan te neem as jou verlosser en saligmaker. Dis die enigste manier hoe u die ewige lewe kan hê. Nie net dood eenvoudig te glo nie, maar om te glo dat die Here my sonde te vergewe en my 'n nuwe skepsel kom maak het. Dit moet ek van weet. En mag u dit weet. En as jy dit nie weet nie, liewe vriende, as jy nou onseker of jy in ewigheid saam met die Here gaan wees, vandag is die dag om jy te bekeer tot die Here. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat u hierdie wonderlike saak aan ons kom gee, die ewige lewe, wat niemand anders kan gee nie. En dankie dat ons dit in u kan vind. Ons bid vir hulle wat dit nie het nie, dat hulle u sal kom vertrou. Amen.